Bybels het, ons gaan die Bybel oopmaak by Efesiërs 4. En vir die mense wat ingeskakel is van die huis af vanmôre, wil ons sê baie welkom by hierdie erediens. Hierdie persoon is 'n klomp mense vanmôre saam ook by die huis waar jy is. Jy is baie welkom en mag die Here jou seën vanmôre gegroet in die naam van ons Here Jesus Christus. Ons gaan saam lees in Efesiërs 4. Dit gaan op die skerms verskyn vir die van julle wat julle Bybels by hulle het. Ons lees vanaf vers 1 tot 16 vanmôre. Die opskrif is die eenheid van die kerk. Efesiërs 4. Ek druk julle dit op die hart, ek wat 'n gevangene is omdat ek die Here dien. Laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. Wees altyd beskeie, vriendelik en geduldig en verdra mekaar in liefde. Lê julle dan toe om die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee het te handhaaf deur in vrede met mekaar te lewe. Daar is net een liggaam en net een Gees, soos daar net een hoop is waartoe God julle geroep het. Daar is net een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal. Hy wat oor almal is, deur almal werk en in almal woon. Aan elkeen van ons is 'n genadegawe gegee volgens die mate waarin Christus die gawes uitgedeel het. Daarom sê die skrif, toe hy na die hoogte toe opgevaar het hy kruisgevangenes saamgeneem en gawes aan die mense gegee. En hierdie uitdrukking, hy het opgevaar, veronderstel tot dat hy eers neergedaal het na wat laer is, naamlik na die aarde toe. Die een wat neergedaal het, is ook die een wat opgevaar het, bo alle hemelruimtes uit, om alles met sy teenwoordigheid te vul. En dit is die gawes wat hy gegee het, apostels, profete, evangeliste en herders en leraars. Sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus. So sal ons uiteindelik almal kom tot die werklike eenheid in ons geloof en in ons kennis van die Seun van God. Dan sal ons, sy kerk, soos 'n volgroeide mens wees, so volmaak en volwasse soos Christus. Dan sal ons nie meer kinders wees nie. Ons sal nie meer soos golwe op en af en heen en weer geslinger word deur elke wind van dwaalleraars, valsleraars ons met hulle slinksheid en lustigheid op dwaalweer wil wegvoer nie. Nee, ons sal in liefde by die waarheid bly en ons so in alle opsigte groei na Christus toe. Hy is immers die hoof. En uit hom groei die hele liggaam. Die verskillende liggaamsdele pas by mekaar en vorm saam 'n eenheid. Elkeen van hulle vervul sy funksie en so bou die liggaam homself op in liefde. Tot sover die woord van die Here vir elkeen van julle vanmôre. Ek het gesien dat die tema van verlede week se preek was towenaar of teenwoordig. Ek kon dit nou nie luister nie, maar ek vermoed jou klem was op die teenwoordig. Dat God nie 'n towenaar is nie, maar 'n teenwoordige God is. En dit kom so duidelik uit in hierdie gedeelte ook vanmôre weer, as jy fyn gelees het, hoe die Here teenwoordig is by ons, die drie-enige God by ons teenwoordig is. Dit is 'n fascinerende brief hierdie, want hierdie kerkgeskiedenis reg deur die wêreld, en veral in die gereformeerde kerkgeskiedenis ook 'n geweldig groot rol gespeel het. Groot kerkhervorming Johannes van Fyn het baie keer verwys na die Efesiërsbrief as soort van kern van die opsomming van die Nuwe Testament ook. Lees gerus weer Efesiërs rustig neer. Ons kan nie die hele brief vanmôre lees nie, maar die eerste 3 hoofstukke van die brief fokus Paulus spesifiek op die soort van basis, die fundament, die teologie onderliggend aan die handel en wandel vir die lewe dag tot dag. En die woord wandel kom ook in hierdie brief baie voor, word doelbewus gebruik deur Paulus, want hy probeer vir die Christene beskryf hoe om te wandel saam met God, hoe om 'n lewe te lei en op die regte pad jou voet neer te sit. En dan bou hy dit nou uit in hoofstuk 4 tot 6, soort van die morele of etiese implikasies ook van hoe moet jy dan nou leef as 'n gelowige. So nou weer sê oor die agtergrond van die brief, dis net eers belangrik om te verstaan dat in vers 9 tot 10, dit sal op die skerm verskyn, in vers 9 tot 10 van die eerste hoofstuk wat hy skryf, is daar 'n kernvers, wat soort van ook 'n goue draad is deur die hele brief. Daar sê Paulus, hy, God, het kragtens sy besluit en voorneme die geheimenis van sy wil aan ons bekend gemaak en het deur Christus tot uitvoering gebring op die tyd wat hy daarvoor bepaal het.
Sy bedoeling was om alles wat in die hemel en alles wat op die aarde is, onder een hoof te verenig, naamlik onder Christus. Hierdie Christus word beskryf in hierdie brief en in ander briewe van Paulus, onder andere Kolossense, met 'n Griekse uitdrukking, wat jy sal snap as jy dit hoor, die mega mysterion, die groot mysterie van God. En ongelooflik, dat God hierdie groot mysterie kom oopbreek het, die eeuwe verwag, die Messias wat verwag is, van die heel begin van die skeping nader, die profete verkondig, en uiteindelik het hy gekom in Christus, en het God homself volledig bekend gemaak in Christus, wat vlees geword het, en 'n tent onder ons kom opslaan, wat sê Johannes 1. God is sy geheimnis kom bekend maak, en hy maak het bekend vir sy disippels, wat ons insluit. En hy het 'n bedoeling, 'n doel, en dit is om alles wat in die hemel en alles wat op die aarde is, onder een hoof te verenig, naamlik onder Christus. Daar is nie 'n beter manier om te sê hoekom daar sendingwerk, getuieniswerk gedoen moet word, hier in Riversdal, of tot in die uithoeke van die aarde, as hierdie een sinnetjie. God se bedoeling is, dat hy alles wil verenig onder Christus. En daarom is ons thema vandag, een vir almal en almal vir een. En die een is Jesus Christus, ons Here. Ek sal dan ook kom by daai skryf, ek kan so 'n bietjie terughou dan. In Hoofstuk 4 vervolg Paulus nou eers met die woorde wat dadelik mense aandag gryp. Hy sê, laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. Ja, elke gelowige het 'n roeping ontvang. En daarom pak Paulus dit eers uit so in die eerste 3 hoofstukke, ons kon dit nou nie lees nie, maar veral hoofstuk 2 is sy fokus, elke gelowige is nou deel van die huisgesin van God, is die woorde wat hy gebruik. En hy doen dit doelbewus, want daar was skeuring in hierdie gesin. Daar was onenigheid, 'n twist tussen wie? Tussen die Jode en die nie-Jode. Die wat spesiaal uitgekies deur God, deur al die eeue en die Messias verwag het, maar nie almal van hulle se oë, se skille het afgeval nie. Daar was ook die heidene, die nie-Jode, wat die openbaring van God gesien het, en die moet nou almal saamleef as een huisgesin van God. Alle volke, tale, rasse, nasies word verenig as een huisgesin van God. Wat Paulus sê in Efesiërs 2 vers 14, Christus het klaar die mure van skeiding afgebreek. Dis ons, sê Paulus, vir die gelowiges rondom hom. Dis julle, wat die mure van skeiding weer oprig tussen mense. Christus het dit klaar afgebreek. Hy sê dit op 'n ander plek, Galasiërs 3 vers 8, kom ons so mooi, daar is nie meer Jood of nie Jood nie, daar is nie meer man of vrou nie. En Christus is almal een. Dan word daar nie onderskeiding nie. Jy kan nie sê die een is beter as die ander nie. Nie geslag, ras, enigiets nie. God se handelinge vorm die fundament waarop Paulus hierdie aansprake maak. En dan kwalifiseer hy hierdie lewenswandel of in die huisgesin van God. Elkeen wat 'n roeping het sê, wat sê? Jy moet 5 eienskappe uitleef, onder andere hier word dit beklemtoon: wees beskeie, vriendelik, geduldig, verdraagsaam en handhaaf eenheid. En die eenheid is die klem hierso. Die eenheid is die klem al reeds in hoofstuk 2 gewees, hoofstuk 3 op, hoofstuk 4 nou weer eens, die klem van die eenheid van die kerk. En dit is asof dit die belangrikste vir Paulus is, en daarom lig hy dit uit in die volgende skryf, die wys vir ons, hoe doen hy dit presies? Hy sê daar is net een liggaam, gees, hoop, Here, geloof, doop, God en Vader van hom. 7 dinge wat hy uitlig. Maar interessant genoeg as jy dit mooi bekyk. Weer eens soos in die brief begin het, soos ek vanmôre vir julle gegroet het in die naam van die drie-enige God, is die drie-enige God die fundament vir die kerk. Want dit is, kyk mooi, een gees, een God en Vader van almal, een Here wat Jesus Christus is, die drie-enige God. Dis die fundament van die kerk. En daarom is hierdie kerk een liggaam, wat een hoop deel, een geloof deel, een doop deel. Vol prentjie van wie ons is, wat ons identiteit is as Christene, gegrond in die drie-enige God. God is oor almal, werk deur almal en woon in almal. Dit bevestig wat in die eeuwige gesê is, lees maar Jesaja, dan sien jy dit al. Hoe hy sê, Jesaja die profeet sê, God se teenwoordigheid vul die hele aarde. En daarom sê, Psalm 117, die kortste psalm in die Bybel, alle nasies
God en prys hom. Daar's nie 'n plek, nie 'n vierkant sentimeter op die aardbol en die planeet, kosmos wat God geskaap het, waar God nie teenwoordig is nie. En daarom kan sendelinge, gestuurdes, predikante, leraars, wie ook al, nie die Here bring na 'n plek toe nie. Die Here is lankal daar in die werk. Ons getuig maar net van die werk daar, wat die Here besig is om te doen. Paulus gaan verder in die gedeelte in Efesiërs 4 wat ons nou saam gelees het, en dan fokus hy op die genadegawes wat Christus gee vir sy kerk. En dit is eintlik 'n uitleg van Psalm 68 wat hy aanhaal. Lees maar die briewe van Paulus en hy haal heel dit in die Ou Testament in. Soos wat Jesus ook doen, self, haal hy die Ou Testament in. Paulus haal hierso eintlik Psalm 68 aan, waarop neerkom kortliks. Hy lê dit uit op 'n messiaanse manier, asof hy Jesus in die lens hou wanneer hy dit uitlê. Maar hy sê, dit is soos wanneer 'n mens in 'n oorlog is, en daar is 'n oorwinnaar, die een wat as die koning wegstap so van, in die oorlog, en hy sal dan, in daai tyd spesifiek, is dit die beeld wat bekend sou wees vir die mense, hy sal buit gevat het, nee. As jy die oorlog gewen het, dan jy ons nou dinge geneem, by die wat jy oorwin het. En dan vat jy die buit en jy deel dit uit vir jou mense. Dis wat Christus kom doen het. Hy wat in die hemel was, afgekom het aan die aarde toe, en toe het hy beloof, hy gaan uitdeel, soos hy sê in Johannes 14-17, onder andere as jy dit lees, Christus sê, ek sal julle nie alleen laat nie, ek gaan nou weer opvaar na die hemel, maar ek stuur vir julle my gees van die waarheid, wat julle die waarheid sal lei, en hy rus julle toe met die gawes wat julle nodig het, en daarom, as sy doel daarmee, sê Paulus in Efesiërs 4, om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus. En hy noem selfs party gelowiges is soos 'n gawe vir die kerk. Herders, leraars, apostels, profete, evangeliste. Verskillende rolle. Sy doel daarmee was, so sal ons uiteindelik almal kom tot die werklike eenheid in ons geloof en in ons kennis van die Seun van God. Kan julle hoor? Alles wat Paulus skryf hierso, kom jy altyd na dieselfde sentrum toe terug. Ons kennis van die Seun van God, die groot mysterie, mega mysterie. Dis aan julle bekend gemaak. Dan sal ons, sy kerk, soos 'n volgroeide mens wees, so volmaak en so volwasse, soos Christus. Die punt is eenvoudig, om in alle opsigte te groei na Christus toe. Soos elkeen sy funksie vervul, bou die liggaam haarself op in liefde. Maar nou vriende, vanmôre, dit is net 'n belangrike vraag antwoord voor ons verder gaan, voor ek vir julle hierdie teksgedeelte op veral vasknoop aan ons konteks in Japan. En dit is die vraag, hoekom skryf Paulus in hierdie brief vir die mense, die gelowiges in Efese? Nou mens moet so 'n bietjie agtergrond van Efese lees hier oor dink. Paulus skryf die brief vir die mense in Efese. Een van die plekke, die plek, waar op sy sendingreise, hy was by baie plekke gewees, het baie briewe geskryf. Maar een van die plekke, en nou die plek waar hy die langste gebly het, was Efese. Vir 3 jaar waarskynlik hier gebly by hierdie gemeente. So die mense baie goed geken. Hy het geweet wat is die probleme, wat is die uitdagings van die eerste eeuse Christene, wat onderdruk was. Is dit nie nou juist so dat hy die brief skryf vir Christene wat vervolg word nie? Wat heen en weer geslinger word, soos hy sê, deur dwaalleraars nie? Dis vanuit sy diep verhouding met die gelowiges, waar hy vir 3 jaar gebly het, waar hy weet, dit is soos geskryf word in Openbaring 2, Johannes skryf in Openbaring brief, en onthou, vir wie skryf het vir 7 gemeentes? Een van die 7 gemeentes is Efese. Openbaring 2 sê Johannes, ek het teen julle eerste liefde verlaat. Dan word julle te lou geraak en julle toewyding aan God. Daarom skryf Paulus, ken jy daai agtergrond, skryf hy waarskynlik in die brief vir die mense in Efese om te sê, julle het nou julle eerste liefde verlaat hierso. Daar's ander regimente, versoekings in die omgewing wat maak dat julle nie meer vir God in die eerste plek volg en vir Christus hoe alles soek. Dis moontlik so dat die weerstand en die druk op die Christene so erg geword het in daai tyd dat hulle nie anders kan as om te val vir hierdie dwaalleraars en so voort. Hy het dit geken en daarom skryf hy hierdie brief. Want hierdie stad Efese was die hoofstad, kan jy sê, van Klein-Asië, vandag se Turkye en daai omgewing. Klein-Asië omgewing was die hoofstad Efese. Dit was nie die kulturele hoofstad nie, dit was ook die godsdienstige spulpunt, die kern. Daar was baie priesters en priesteresse wat aanbid het by 'n spesifieke tempel.
En die tempel daar in Efese het uitgetroon bo alles, soos hierdie fantastiese groot kerk in Riversdale uittroon. So het die tempel uitgetroon in Efese. Die tempel was ter ere van 'n spesifieke godin. En wonder ek wie ken daai godin se naam van Maurice. Daar was 'n godin in die naam Artemis. Artemis was die groot godin van Efese. Daar was 'n standbeeld opgerig is ter wille van Artemis in Efese. Sodat as jy in Efese sou inkom, jy het altyd hierdie standbeeld sou sien. Ter wille van Artemis. So die Christene was onder druk om te besluit, gaan hulle vir Artemis dien as die Here? Die woord in Grieks is Kyrios, dan word die baas van jou lewe. Is Artemis nou die baas, die Here? Of is Christus die Here? Dis die keuse wat voor hulle gestel is. Daai standbeeld ter wille van Artemis was een van die 7 wonders van die Griekse en Romeinse wêreld gewees. So groot was dit, so imposant. En dan die tempel ter ere van Artemis. So dis die dreigemente van die Efesiërs gelowiges. Dis al 'n paar dekades voordat Jesus daar gekom het en gebore is op aarde, dat keiser Augustus ook in daai tyd gedien is as die Here. Die keiser van die tyd, dan ook veral is aanbid as Here. Lees maar hier van in Handelinge 19, waar dit gepraat word van Efese as die sentrum van afgoderry en towerkuns in Efese. Dit was die dreigemente van die dag. Daarom skryf Paulus in die brief, waarom sê, fokus op die eenheid. Fokus op Christus. En dan is dit die agtergrond wat hy in gedagte gehad het as hy vers 14 en 15 skryf, né? Dan sal ons nie meer soos kinders wees nie. Ons sal nie meer soos golwe op en af en heen en weer geslinger word deur elke wind van dwaalleer as valse leraars. Ons moet hulle slinksheid en lustigheid op dwaalweë wil wegvoer nie. Nee, ons sal in liefde by die waarheid bly. En so in alle opsigte groei in Christus toe. Hy is immers die hoof. Sê nou as ek ons dit een gelees het, né? Hy is immers die hoof. En uit hom groei hele liggaam. Die verskillende liggaamsdele pas by mekaar en vorm saam 'n eenheid. In die nuwe vertaling van die Afrikaanse Bybel sê dit is soos ligamente in jou liggaam is. So pas dit by mekaar. Nodig om jou liggaam te laat beweeg. So is dit in die liggaam van Christus. Elkeen van hulle vervul sy funksie en so bou die liggaam homself op in liefde. Vriende, jy sal sien op die skerm, ons woon in Japan. Ons woon in 'n stad met die naam Kobe in die westelike deel van die land, in daai oranje area waar die pyltjie val, die Kansai area. Japan is 'n versameling van 'n klomp eilande. Daar's 4 hoofeilande. Ons woon op die hoofeiland Honshu. En vanmôre wil ek as jy aan Japan dink en ek weg is vanmôre, wil ek jy moet onthou, daar is 3 feite oor Japan wat belangrik is vir al. Japan is 'n klein landjie, maar daar's 126 miljoen mense op die land. Dis baie dig bevolk. En die klein landjie het 'n geweldige kapasiteit. Dis die 3de grootste wêreldekonomie. China, wat meer as 1 biljoen mense het die 2de grootste wêreldekonomie. Amerika die grootste een. Maar hierdie klein landjie Japan is die 3de grootste. Dit sê vir iets van die ongelooflike kapasiteit van die Japaneese om te produseer. Maar wat ek wil net onthou vanmôre van hierdie 3de grootste wêreldekonomie, dis 3 ander dinge. Dis die 399's van Japan. Eerste 99. Japan het 99% Japaneese mense. Klink snaaks, nee. Klink logies, nee. Maar is nie so logies vandag in 'n geglobaliseerde wêreld waar migrasie voorkom tussen lande ensovoorts. Ons gaan aan sonder die prentjies. Ek sal hard probeer praat. Dit is nie so voor die hand liggend dat 99% mense in 'n land die land se etniese groep is nie. In Japan is dit nog nie geval. So dis baie homogeen, baie eenders. 99% van die mense is etnies Japanees. Die tweede 99 is dat 99% van die mense in Japan is geletterd, het matriek of tersiêre universiteitsopleiding. So dit is 'n groot tweede 99 wat jy moet onthou. Die derde 99 is miskien die belangrikste een, en dit is dat 99% van die mense in Japan ken nie vir Jesus Christus as hulle verlosser nie. Is nie Christen nie. 1% Christen in Japan. Dis die 399 wat ek vanmôre wil hê jy moet onthou as jy oor Japan dink. Hoogs ontwikkelde verbruikerskultuur, geweldige groot tegnologiese vooruitgang,
Maar die een ding wat tegnologiese vooruitgang, materialisme, ensovoorts, ontwikkeling, vir niemand kan weet nie, is lewende hoop. Daarom is die oorheersende godsdienste van die Shintoïsme, die Boeddhisme en ander godsdienste op 'n manier soos onkruid, wat die saad van God wat gesaai word daar in Japan, verdring. Jesus praat daarvan in Matteus 13, gelykenis van die saaier, en hy noem 4 aspekte as hy die beeld van die saaier gebruik om te praat oor die evangeliese verkondiging. Hy sê eerstens, val die saadkos op die pad. Dan kom die voëls en pik dit op, dis soos die bose wat dit kom wegneem. Tweedens, val die saad op die klipbanke. Daar op die klipbanke is 'n klein bietjie grond, so die wortels kan klein bietjie afgaan onder toe, en dan net begin blom of vrug dra, maar dan verskroei die son dit, sê Jesus, in die gelykenis van die saaier, Matteus 13. Die derde plek waar dit vol sê, is tussen die onkruid, waar dit verstik. Kom op, maar uiteindelik verstik die onkruid. Die vierde een sê, is op goeie grond, genadiglik, is die goeie nuus van die evangelie. Dis die wat dit ter harte neem, en hulle lewens draai na God toe. Nou in Japan sien ons dit baie duidelik. Ek kan nie daai preek vanmôre preek oor Matteus 13 nie, maar dit is die realiteit van die werk in Japan ook, dat die saad moeilik vrugdra, dat daar baie dinge is wat dit verdruk, as die beelde weer opkom, as dit nie is nie. Doodrug, as die weer aansit, dan kan ek julle gaan na die skyfie toe, wat op die skerm sal verskyn later, is oor die Shintoïsme, onder andere, dis een van die godsdienste in Japan, dis 'n unieke godsdienst in Japan. Shintoïsme kom net in Japan voor. Dit gaan oor die verering van die songodin. Haar naam is Amaterasu Omikami. Dit beteken die groot godin wat die hemele verlig. Want daar is 'n oermyte in Japan, oorgelewerde vertelling in Japan, deur al die eeue wat sê, die Japaneese nasie is uitverkies deur die songodin. En daarom is die keiser van toentertyd af, vandag nog, dis die langste monargie in die hele wêreld. Vandag nog word die keiser beskou as die afstammeling van die songodin. En die kinders van die keiser, die Japaneese volk en nasie, word gesien as dan nou die wat hom moet aanbid. Die keiser moet aanbid as afstammeling direk van die songodin. So die mense het die keiser as hulle god en die songodin. Dis Shintoïsme. Het jy gehoor? In die 21ste eeu van Japan is dit nie so anders as wat in die eerste eeu was in Efese, toe Artemis aanbid is as die groot godin van Klein-Asië nie. Vandag nog word in Japan die keiser aanbid as God. En is die uitdagings van 21ste eeu Christene in Japan baie soortgelyk aan die eerste eeu Christene in die tyd van Paulus in die Bybel. Die aanvegting van filosofie, godsdienstige sektes ensovoorts in Japan is sterk. As ek as Christen daar getuig, moet ek baie keer eers vir die mense sê, of eers vir die eerste vraag is jy 'n mormoon? Nee, ek is nie 'n mormoon nie. En tweedens, nee, ek is nie 'n Jehovah-getuie nie. En ek is ook nie katholiek nie, ek is protestant, ensovoorts. Met allerlei verduidelikings kan ek sê, wat beteken dit om 'n Christen te wees? Wat glo ek? Maar ja, die Shintoïsme is 'n godsdienst wat hierdie getuienis van die Christene verdring. En die keiser word aanbid as die koning, die regerder, die Here van die Japanese mense se lewens. En die son van die songodin van die Shintoïsme word versinnebeeld deur die vlag. Die vlag, die rooi kol, is 'n toonbeeld van die son. Symbool daarvan. Die keiser word beskou as die symbool van die staat en die eenheid van die mense. Dis Shintoïsme, dit verdring die getuienis van Christene. Boeddhisme is later gekom in Indië, China, Korea en Japan. Maar daar is ook baie tempels, in die volgende skyfie sien jy dit. Tempels reg oor Japan, ter ere van die Shintoïsme, die rooi tempels of heiligdomme, en die ander tempels ter wille van die Boeddhisme. Maar daar is 'n unieke deel in die Japanese geskiedenis wat ook nie so bekend is miskien vir julle almal nie, wat ek vanmôre moet sê, wat maak dat die saad van die woord van God nie so maklik vrug dra nie. Wat maak dat na al die jare daar 1% Christen is in Japan. En dit is die feit dat nadat die eerste sendelinge ingekom het in Japan in 1549, amper 500 jaar gelede, uit Portugal, Francis Xavier, uit die Jesuïte orde van die Katholieke Kerk, het hulle gekom met die evangelie, maar het nie die evangelie gebring nie. Hulle het ook gekom met hulle politieke agenda om die land te kom oorheers. En
die Japaneese het verdra vir so 50, 60 jaar, maar baie van die meeste Christene geword. Toe die Japaneese leiers gesê, tot die toe nie verder nie, sluit die land, vervloek is die Christelike God, en alle Christene, ons gaan hulle uitroei, en hulle het die Christene doodgemaak. En daar is vandag nog museums in Nagasaki, waar het een martelare standbeelde het, van 26 martelare, enzovoorts, mense wat verskriklik gemarteld is. Die fliek en die boek Silence bied een blik op daardie geweldige, gruwelike stuk van die geskiedenis, van 1620 tot 1859, 230, 40 jaar, wat die land gesluit is vir enige verslukking. En dis nie so lang terug. En daarom is daar so min Christene vandag, onder andere. Die son wat so maklik verskroei, sê Jesus in die beeld van die gelykenis van Jesaja. Dis die son van die Shintoïsme ook, wat so die saad afgesaai word op 'n manier verskroei. In die bose wêreld wat aanwesig is in Japan. Vandag, in die volgende skryf sien jy, is daar in Tokio ook geweldig baie tempels, terwille van die ere van die keiser, en terwille van die songodin, die Shintoïsme. Tokio is 'n stad met 33 miljoen mense. Dis amper die helfte van Suid-Afrika se bevolking in een stad. Geweldig dichtbevolk. En dit word beskou as die groot stad van Asië vandag. Geweldige strategiese stad in Asië. So bid saam met ons, dat die Here sal aanhou om hierdie stad en hierdie land te draai na hom, en om hom aan te neem, sodat die strategiese wêreldstad Tokio ook, soos in die tyd van Efese in Klein-Asië, die gelowiges daar hulle werk sal doen, dat die Christene in Tokio en Japan hulle werk sal doen, om in Asië 'n lig te wees vir die nasies. Ongeveer 1 sendeling vir elke 60.000 mense in Japan. Vanmôre het ons nie gepraat oor die name van die dopelinge wat in sal onthou nie, so baie is daar. In Japan is die gemiddeld van alle Christelike kerke per jaar 1 dopeling in 'n Christelike kerk. Per jaar 1 dopeling. Ek weet die foto, kan jy na die foto verwys van ons gemeente en gesê daar is 4 kinders gewoonlik in die gemeente. Dis waar, maar as daar soms nog ander en daar is 'n foto gewees vir die 1 dopeling wat ons gehad het vir die jaar in ons gemeente. Groot vreugde vir die een wat aan die Here kom, of wie sy ouers of haar toewy aan die Here. Gemiddelde gemeente groot is 30 mense, vanmôre is die al 'n makrogemeente in Japan. En daarom is dit so nodig, en ons is so oortuig daarvan, en dankie daarvoor, en dit is wat ons moet sê vanmôre, dat Here ons hande sterk maak, op die lang termyn. Want ons lang termyn nodig, lang termyn werk nodig in Japan, om vertroue te bou in die evangelie te kan bring. Dit vat geweldig lang om die kultuur te leer ken. Ek, na 12 jaar, is besig om my oppervlak te skraap van wat in Japan aangaan. Wat geweldig lang om die taal te leer ken. Die eerste 2 jaar is net 'n basis wat jy leer, as jy die basiese taalstudie doen. Ek leer nog steeds Japanees vandag, na 12 jaar. Baie Japanees om te leer. Dit is 'n baie moeilike taal om aan te leer vir Westerling. Maar ons is oortuig daarvan dat omgee verhoudings, mentorskap van Christene, broodnodig is om die pad te stap saam met die Christene, om hulle te bemoedig in hulle kerk. Ons is daar op die kruis te dra saam met die Japaneese kerk. Ons kom nie van bo af, so sendelinge gekom het in die 16de eeu uit Europa uit, om te sê, hier is die waarheid en ons bewys dit vir julle. Ons kom van onderaf om te dien. Ons is daar om saam met die Christene in die pad te stap, en hulle kruis te dra. Soos Paulus sê in die Korintiërs 12, om bly te wees saam met die wat bly is, en om hartseer te wees saam met die wat hartseer is. Dis ons roeping, en julle is deel daarvan. Julle is ons medewerkers wat ons bid en bydra dat ons met die werk kan voortgaan. Dis 'n klein en 'n brose kerk saam met ons werk, die RCJ, die Reformed Church of Japan. Nie 'n Engelse kerk nie, dis maar net 'n naam wat maklik sê, RCJ. Die Japaneese kerk is die Christelike Gereformeerde Kerk van Japan, onder wie se toesig en sorg ons werk daar. En hulle deel dieselfde geloofstradisie as ons, dieselfde geloofsagtergrond as ons. Ons 'n 50 jaar lange pad van vennootskap wat al kom in die NG Kerk van in Suid-Afrika en die RCJ. As ek na die Japaneese Christene kyk, dan sien ek hoe verdraagsaam hulle is, hoe vriendelik en geduldig hulle is, hoe beskeie hulle is. Dis die kenmerk wat Paulus daar sê in Efesiërs 4. En ek glo dis 'n geskenk van die Japaneese kerk aan die groter liggaam van Christus. 'n Kerk wat op hulle daar toespits om die eenheid te handhaaf, harmonie te handhaaf, wat 'n sleutelwoord is in Japan, harmonie in die verhoudinge in die kerk. Baie van die Christene daar is eerste generasie Christene, miskien tweede generasie Christene. Hierso in Suid-Afrika was ek nou dat mense daar in die Vrystaat wat vir my boek gewys het van meer as 300 jaar, 'n 10de generasie van hulle voorouers wat Christene is.
Kan jy onthou hoeveel generasie Christene daar voor jou was in Suid-Afrika? Daar's nog 'n energiepunt in die vennootskap waarvan ek praat, wat ek graag vir julle wil wys, is 'n fotootjie net hierna van die betrokkenheid van die Japaneese kerk na die Suid-Afrikaanse kerk en gemeenskap. Dit is die diakonale energiepunt, kan ons sê, die barmhartigheidswerk. Toe die groot ramp gebeur het in Japan in 2011, die tsunami waarvan julle sal weet, ons het al vorige keer daaroor kom verslag doen by julle, ensovoorts, het die NG Kerk familie ook uitgereik na die Japaneese. Want ons is een liggaam, ons het bydraes gemaak, ons het mense gestuur, ons het self gegaan na die rampgebiede om te werk. Lang tyd betrokke gewees daar. Die Japaneese het opgekom en in Suid-Afrika se tsunami, die armoede, die werkloosheid, kinders met kinderhuise betrokke te wees, en daarom het die Japaneese die afgelope jare al by hierdie werk betrokke geraak, in die Weskaap soos in Noora area, maar ook in Botshabelo area in die Vrystaat. Hulle sal nou gekom op 'n toer, so ek hulle begeleid het vir 10 dae deur die land. Die pandemie het 'n stokkie vir ons gesteek, ons glo dit gaan weer moontlik wees, en dan gaan ek hulle hier laat staan by hulle in Roosendaal, dat hulle self met hulle praat. Julle kan hoor hoe klink dit as julle Japaneese broers en susters vir julle vertel, hoe die Here in hulle lewens werk. Julle, ons as sendelinge is nie deel van 'n gestuurde kerk, asof van bo na onder, soos ek vir julle gesê het. In 'n Christendom era. Christendom beteken die tyd in die geskiedenis, en dit is nou verby. Toe die kerk en die staat een was, wat begin het in 313 toe Constantyn die Christelike geloof as die amptelike geloof van die Grieks-Romeinse wêreld aangekondig het. Daai Christendom era daar begin het eers geëindig by die 16de eeu, en daarna die verligting in Europa gekom, maar langs oor die kort, die opbou van die krag van die kerk en die gemeenskap reg oor die wêreld, veral in Europa en Noord-Amerika, het opgebou. Die volgende skyfie wys vir ons dat die effek daarvan was dat in 1900, na hierdie lang Christendom era, was daar in die noordelike halfrond van die wêreld 82% Christen. 82%. Dan word die suidelike halfrond, as jy die sommetjie maak, het 18% Christene gehad. In die kwessie van net 120 jaar, wat 'n kort tyd op die wêreldgeskiedenis is, het hierdie statistiek op sy kop gedraai. En hieroor sou ons wekenlang omgesels, hoekom dit is en wat die implikasies daarvan is. Maar nou beteken dit dat 2 uit elke 3 Christene, 67% mense in die suidelike halfrond, Afrika, Suid-Amerika, Asië, Oseanië, 67% van die kerk in die wêreld is nou in die area in die suide. Nie meer in die noorde nie. Die krag lê in die suide. Die Here gebruik die kerk in die suide om terug te gaan na die noorde met die evangelie, na Europa, na Asië. Vanuit Suid-Afrika is ons gestuur na Japan. Ek kan vandag nog nie verstaan hoekom die Here dit gedoen het, maar hier staan ek na 12 jaar se werk in Japan. Ek was 'n predikant in al noord gewees in 2007 nog. Toe die Here my geroep het saam met ons gesin om te gaan. Ek was heel happy geweest en nou aan die noord om daar te bedien. Ek dink ek gaan fokus op die pastorale sorg van die gemeente. Maar die Here gebruik sy misterieuse leiding om ook dan ook sendelinge van hier af te stuur na Noord-Oos-Asië. En ja, reg oor die wêreld is die Here besig om die krag van die kerk, van die liggaam van Christus te skuif vir sy koninkryk, vir sy werk. Ek sluit af met 'n getuienis en dan 'n video van 5 minute. Die volgende prentjie is 'n foto van 'n student wat nou by ons, 'n eerstejaars student is. Sy naam is Masashi, staan in die middel. Sy van is Toyota. Is Toyota? Die kar? Ek het 'n da, in plaas van 'n ta aan die einde. Masashi Toyota. Groot geword in 'n gewone huis in Japan. Met ander woorde, boeddhistiese huis onder andere. Waar sy ouers nogal streng boeddhisties was. En hy het nooit gehoor van die Bybel, die Christelike geloof nie, nooit in die kerk gekom. Dis normaal. Dis 99% van die realiteit van Japaneese in Japan. Maar by die universiteit kom het hy ekonomie gaan studeer, daar by Kyoto, die kultuurhoofstad, naby waar ons bly in Kobe. En toe kry hy die keuse om te maak oor vakke. En hy kan toe nog andere, as 'n ekstra vak, Christelike geskiedenis kies, en hy kies het. Want in sy lewe was daar al 'n behoefte om te weet, so skryf hy met sy getuienis, ek het dit vertaal, en ons op ons webtuiste ensovoorts, dat hy nog altyd gewonder het wat is waar en reg. Die Here het daai behoefte in sy hart gelê. En hy het die leemte gevoel
sy lewe deur. En toe gaan hy en hy neem die vak by Kilgoed Universiteit en die dosent is 'n Christen wat vertel van die Christelike geskiedenis. En dit is nie altyd so dat dit weer 'n Christen is nie, in hierdie geval was dit. En hy leer vir die eerste keer Masashi van die skepper God, Genesis 1. Hy leer vir die eerste keer oor die feit dat 'n mens sonde het, 'n sondaar is, gebore en ontvang is 'n sonde, Romeine. Hy leer vir die eerste keer van die barmhartige Samaritane en daai gelykenisse en ander gelykenisse van Jesus se hart vir mense ensovoorts. En hy raak nuuskieriger en om hierdie vraag te beantwoord, wat is waar en eg? En hy soek op die internet en hy kom by 'n kerk uit, een van die 140 gemeentes van die RCJ, so op ons werk, 'n gemeente van die RCJ in Osaka. En hy kom by daai dominee en sy vrou uit, dominee Tsuneshi en sy vrou kom uit. Ek het net in die week kontak gehad met dominee Tsuneshi oor iets anders. In elk geval, hulle is 2-3 jaar met hom besig en vertel vir hom van die evangelie. Want vir die eerste keer wat hy inkom, dis wat vanmôre my klokkie gelei het toe ek hoor sing julle so lekker vanoggend. Vir die eerste keer skryf hy sy getuienis, Masashi, dat hy kom in 'n kerk in 'n erediens en hy hoor die mense sing. En hy tref hom so. Hoe sing die mense? Wat is die vreugde in hulle harte? En hy hoor die getuienis van die gepredikte woord van God. En hy hoor dit vir 2-3 jaar en die dominee en sy vrou begin lei hom en hy neem die Here aan as sy verlosser. Nou skryf hy dan na 'n ander plek in Tokio waar hy moet werk en hy het klaar gestudeer, klaar begin werk, word geskuif, 'n gereelde praktyk in Japan na 'n ander plek. Kom in Tokio daar en toe sê die predikant vir hom amper net met die staanspoort toe hy daar kom. Week of 2-3 nadat hy daar gekom het. Masashi, dis wonderlik dat jy die Here aangeneem het. Maar wat gaan jy doen met hierdie geskenk wat die Here vir jou gegee het van jou verlossing? Tipiese vraag in Japan, want dit is nie 'n individualistiese kultuur wat net gaan oor my en my verhouding met die Here en hoe wonderlik dit is. Dit gaan oor die gemeenskap, die groep. Wat kan ek doen met wat ek gekry het van die Here? En hy besef die Here roep hom. Weer kom ander gebeure ook, maar na dit gebeur, dat die Here hom roep om predikant te word in die RCJ. En nou is hy aan die studeer by ons as eerstejaars student. Bid asseblief vir hom. Bid vir sy medestudente wat besig is om hulle toe te rus. Dit is waar ek klas gee in pastorale teologie en sorg om hulle op te lei vir die praktyk van die bediening. Waar ek ook versoek is om binnekort missiologie aan te bied, die vakgebied wat gaan oor die gestuurdheid van die kerk, reg oor die wêreld, sendingwerk ensovoorts. Om hierdie studente toe te rus. Sodat Efesiërs 1 vers 9 en 10 bewaarheid kan word. Dat die Here se bedoeling, dat alles wat in die hemel en alles wat op die aarde is, onder een hoof verenig sal word. Naamlik met Christus. Vriende, ons behoort aan een drie-enige God, wat ons aanbid, deur een Here, Jesus Christus. Die een na wie ons saam groei in volwassenheid, en ons het mekaar nodig as liggaam van Christus, om dit te volvoer in ons lewens. Kom ons kyk nou saam na die video wat ons gemaak het, net voor die pandemie uitgebreek het, oor ons werk en lewe daarso, en daarmee sê ons vir julle dankie vir julle betrokkenheid.